Kom ons begin by die begin. Jy kom van Vryheid af? Ja, ek is gebore in Vryheid en ek het my laerskoolloopbaan het ek voltooi in Richards Bay, my hoërskoolloopbaan in Swartrugen, so ek het so bietjie mengelmoes van alles in my lewe. En dan het jy ook 'n Benoni in jou storie. Ja, ek is nou in die Oosrand Benoni se wêreld, ja. Daar ons wat het daar gebeur. Jy was maar 10 jaar oud toe jy aan jou eerste sangkompetisie deelgeneem het en in 2012 toe het jy 'n Guma benoeming gekry en 22 nommer 1 radiotreffers, liewe genigtig. Ja, dit is vir my nog self onwerklik. En ek dink dis een van die dinge wat my nogal baie, kan ek sê, dankbaar hou, is vir alles wat ek bereik het in my lewe. Ek meen, op die ouderdom van 10 het ek my heel eerste sangkompetisie gewen en my ma het nie eers geweet ek het ingeskryf vir hierdie kompetisie nie en ja, lang storie kort, die skool my ouers gebel om hulle te laat weet dat ek die kompetisie gewen het en van daar af het daai gogga my basies net gebyt en gesê, weet jy wat, dit is wat ek vir die res van my lewe wil doen. Ek wil gaan sing en dit is wat my pad vorentoe vir my, wat ek wil graag hê dit moet lei. En so het ek my hoërskoolloopbaan toe gedoen in Swartrugens en klaar gemaak met skool en ek het begin optredes doen. So vir my was dit nog altyd 'n ding van ek wou nog altyd gesing het en ja, 2012 toe kom my heel eerste album uit, selfgetiteld Renelle Day en ek kan nou nog nie glo dat dit so ongelooflik goed aanvaar is en goed gedoen het nie. En vir die feit dat dit my eerste album was en dis benoem gewees vir 'n Guma toekenning, al wat ek kan sê is dankie aan die Heer vir daai. Maar jy het lank weggekruip. Wat het jou besig gehou? Dis niks spesifieks wat my besig gehou het nie. Dit is net ek het deur 'n moeilike tyd gegaan en so ek het nodig gehad om net weer myself te gaan vind en myself te herontdek wie Renelle is en myself beter leer ken in die sin van waaroor wil ek graag hê met my volgende album gaan en ek moes sterk geword het in 'n hele helingsproses na my goedjies wat ek deurgegaan het. So dit was vir my baie belangrik geweest om weer net op my voete te kom en in 2017 het die Heer ongelooflik baie ingetree in my lewe en ek dink dis waar alles basies begin draai het na 'n goeie punt toe en waar ons begin werk het aan die album wat nou uit is. En die album met die mooiste naam, Ek het opgestaan. Dankie. Jy het 15 snitte op hierdie album. Hoeveel van hulle het jy self geskryf? Ek het meerderheid van hulle self geskryf en dan het ek ook 'n hand gehad hier en daar met van die liedjies. Werner Bekes het vir my geskryf, Fatman het vir my geskryf, Marius Strydom. So ek het regtig vir 'n ongelooflike span agter my gehad met hierdie album, maar dit was vir my 'n ongelooflike lekker ervaring om self vir die eerste keer in jare self liedjies op my album te sit. Want die vorige albums en goedjies het ek net basies saam met mense geskryf en ek was nog nie regtig op daai gemaksone van liedjies skryf nie. En met hierdie album het ek myself beloof dat ek gaan self skryf, meer self skryf en my hart fisies met die mense deel en ek glo dat wie ook al hierna luister sal presies 'n goeie indikasie hê van wie Renelle Day is. Jou hele album is 'n inspirasie. Wel, nou ek het opgestaan se sukses en die mooi boodskap wat dit gegee het van okay, as jy nou byvoorbeeld deur 'n verbrokkelde huwelik gegaan het of jy's uit 'n verhouding uit of dit gaan enigstens net vir jou, dis vir jou moeilik om daai liefde te vind, dis breek die mure af, basies die opvolg om te sê dat weet jy, dis okay om jou mure op te bou en ons almal verstaan dit, ons almal het al seer gehad, ons het ons mure opgebou, dis ons vorm van beskerming. Maar dit is okay om daai mure weer te laat sak en weer te glo in liefde en weer liefde te aanvaar en te vertrou. En dan het hy nog 'n lekker beat ook, seker dans op hom ook. Praat gou vir ons met jou rondom jou blog. Wat doen jy? My blog se naam is My Millennial. So dit is basies vir nie net vir die nuwe vrou nie, maar vir elke vrou in vandag se leeftyd. So maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Jy hoort te kan baat vind hierby. En wat ek probeer doen met die blog is ek probeer om oulike budget rakende kwessies te oor te skryf, veral wanneer dit kom by mode en skoonheid. En ek dink ons almal wil probeer geldjie spaar iewerste. So as daar 'n winskoopie is, dan wil Renelle ook eers daarvan weet. Maar toe groei dit nou 'n bietjie verder en ek begin besef dat okay, weet jy wat, ons kan actually beginne geld maak met blogs. Want
as jy nou gaan en jy gaan join 'n paar affiliate programs en jy begin skryf daaroor en mense koop byvoorbeeld deur jou link of wat ook al, dan kan jy actually 'n geldjie verdien. So my blog was nou wel bietjie stil vir die laaste rukkie vir die rede omdat ek besig is om te werk aan 'n boek en goedjies, rakende hoe om geld te kan maak uit 'n blog uit. So ek fokus nou eers daaroor, ek wil my blog eers weer 100% mooi reg kry voordat ek nou fisies 100% fokus daarop, want my doel is om vir vrouens basies te kan empower en vir hulle te kan wys dat weet jy wat, al is jy dalk 'n tuisbly mamma of al werk jy, hier is 'n ekstra platform vir jou van hoe jy kan geld verdien. En ek het gesien met die hele COVID-19 situasie dat dit is regtig nodig om 'n ekstra inkomste te hê. Waar kry ons vir Renelde? Op watter platforms gaan ons jou kry? Wel, jy kan my natuurlik kry op Facebook, Instagram, Twitter. Ja, ek dink dit is daai 3 waar ek nou tans regtig baie aktief is. So jy kan net gaan soek vir Renelde. Jy gaan op Facebook natuurlik 'n profiel kry en 'n page. Ek weet nie of die profiel al vol is nie, maar jy is welkom om te probeer 'n friend request stuur daar. Maar andersins as dit nie deurgaan nie, gaan like asseblief my page en jy gaan alles daar kry. Maar soos wat jy sê, rakende dat dit regtig 'n boodskapie het vir elke vrou en vir elke persoon daar buite, is dit ja, dit het verseker, want dis die eerste keer wat ek regtig 'n album kan uitbring wat vir ander kan hoop gee. Ek dink dit is belangrik veral in vandag se tyd en die moeilike tye wat ons tans deurgaan. Dit is belangrik om daai hoop vir die mense te gee en te wys, weet jy wat, jy gaan opstaan, jy gaan deur dit kom. Jy gaan nie vir ewig in hierdie donker situasie wees nie. Jy maak my deur mekaar. Hoe kom voel dit?